Al wat jy hoef te doen om te glo in die moontlikheid dat Jesus opgestaan het, of om meer objektief in die getuienis te kyk, is om te sê, ek is oop vir die idee dat daar wel 'n God mag bestaan. En as jy oop is vir daai idee, en jy kyk na hierdie getuienis, die ouens wat dit gedoen het, die ouens en vrouens wat dit gedoen het, is almal vandag gelowige mense, want die getuienis self het hulle oortuig. Hallo en dankie dat jy 'n minuut vat om so 'n bietjie meer uit te vind oor KSM. Ek is Roxanne en ek is een van die lidmate hier by KSM. KSM is 'n skortpad vir kerk sonder mure. Hierdie naam verteenwoordig wat ons glo, naamlik om mensgemaakte mure af te breek sodat almal die Jesuslewe kan ontdek. As jy in die Centurion, Pretoria, Irene, Midstream of Midrand omgewing bly, wil ek jou sommer dadelik nooi om Sondag in persoon by een van ons 2 gemeentes te kuier. En as jy gereed voel, kan jy na die erediens by die Nuut by ons toonbank aanmeld, sodat ons jou beter kan leer ken en jou kan help om in te skakel. Ek sien regtig so uit dat ons jou Sondag kan verwelkom. Intussen kan jy gerus ook inteken om ons nuusbrief te ontvang en so vinnig op hoogte te kom van gebeure by KSM. Besoek eenvoudig ons webblad by ksm.co.za hiervoor. Tot Sondag! Ons is so bly dat jy KSM gekies het en vandag by ons ingeskakel het. Dit is regtig ons gebed dat hierdie 'n besondere oomblik op jou geestelike groei sal wees. Ja, lewendige lofprysing is so 'n belangrike deel van wat ons doen. En dis waarom ons julle wil uitnooi om dit saam te kom beleef, saam te kom hoor, saam te kom sien, maar ook saam te kom deelneem. En indien jy nie in persoon naby Kerk Sonder Mure leef nie, wil ons jou van harte aanmoedig om by jou plaaslike gemeente in te skakel en dat hierdie 'n addisionele bron op jou geloofsreis sal wees. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, waar ook al hierdie jou kry. Baie welkom dat jy KSM gekies het en dat jy saam met ons deel in die dien van die Here, ook in hierdie erediens. Indien jy in die omgewing van KSM is, by Midstream of by Hippolaan, wil ons jou van harte aanmoedig om ons in-persoon dienste by te woon, dit te beleef, die aanbidding te beleef, die same sein van gelowiges te ervaar. Indien jy op 'n ander plek is, dalk ver is, ons weet van mense aan die ander kant van die wêreld, maar ook aan die ander kant van ons land. Ons wil vir jou van harte aanmoedig om ook plaaslik by jou gemeente daar betrokke te wees. En die groot gebed by ons is dat hierdie regtig vir jou 'n aanwinst sal wees op jou geloofsreis. Die wonderlike voorreg op hierdie wyse is dat ons op 'n manier tog mekaar kan aanmoedig en bemoedig in ons wandel met die Here. Ons het by Kerk Sonder Mure baie unieke fokusse en unieke geleenthede. Een daarvan vir ons huwelikspare is wat ons noem hitsmerk of #44. Dit is 'n weeklikse aanlyn belewenis waarin ons vir jou weekliks stof stuur vir al die huwelikspaartjies, paartjies wat in ernstige liefdesverhoudings is, om hulle te bemoedig en bietjie uit te daag om vanuit 'n Bybelse gedeelte te kyk na die praktyk daarvan. Ons sê jy skryf net in en ons maak jou deel van ons verspreidingslys. En jy sal van die begin af kan kry en is 'n lekker aanmoediging, net praktiese goed, soos byvoorbeeld die liefde hou in die boek van die kwaad nie. Wel, hoe doen ons dit? Dis byvoorbeeld net een van die bitterbaie wat reeds daar is. Ek gaan kyk sommer net na ons YouTube kanaal. Jy is nou daarop, maar gaan kyk onder die playlist, daar sal al die ander geleenthede wees waarvan jy kan deel wees. Subscribe sommer en jy kry weekliks ook al die nuwe inligting rondom dit. Kom ons bid saam en ons vra die Here om ook vandag in die besonder te seën. Here, U is, U was en U sal ook wees. Daar is geen soos U nie. Hier waar ek voor U sit of staan, is dit so wonderlik om te weet, U is die een wat aan my gedink het, toe ek geskep is, daar in die moederskoot, toe niemand dit kon sien nie. U het geweet wat my persoonlikheid gaan wees, hoe my stem gaan klink, wat in my gedagtes gaan omgaan, wat my emosies is. U is die een wat presies weet wat ek vandag van U nodig het.
Here, in U woord is juis een van die primêrste, dit is die primêre bron, waarin ons U stem hoor, U wil hoor, en waarin ons leer oor hoe om die lewe van die Jesuslewe juis te ontdek en te leef, en dan ook vandag te beleef. Wil U asseblief vandag vir ons kom lei? Wil U ons kom ontmoet? Dankie dat U my naam ken, dat al die hare op my kop deur U getel is, dat U sê dat U stil tevrede in die liefde is, dat U jubel en dat U juig oor my, al is dit waar ook al ek nou is in my lewe, nie op 'n plek waar ek dit self beleef nie, maar nodig het om te weet. Wees asseblief van die woord. O Heilige Gees, kom herinner ons aan Jesus se woorde. Kom vorm ons al hoe meer soos Jesus. Ja, en vir ons as kerk van die wêreld, juis in 'n tyd soos die, soos Ester moes hoor, juis vir 'n tyd soos die is jy hier. Mag ons ook hoor dat U woord juis vir 'n tyd soos die is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek en jy het dit al altyd beleef. Ja, ons almal beleef dit, en eintlik beleef jy dit al so vroeg in jou lewe. Jy kan nie daarsonder nie, dit is 'n gegewe, 'n noodgedwonge. En wat is dit? Die oorgang. Die beweging van een situasie na 'n ander situasie. Vandag sou ons kon sê, die ruimte tussen gister en môre. Dit het al gebeur vanaf die moederskoot toe jy uitbeweeg het na die volgende ruimte op aarde. Dit het gebeur die eerste keer toe jy leer loop het. En ek en jy kan gaan kyk na hoe kinders leer loop het, hoe hulle van kruip na staan, van staan na loop, en hoe hulle elke keer reageer in die oomblik. Ons kan gaan kyk na elke fase in ons lewe. Daai oomblikke van oorgang. Daai oomblikke van tussenin, wanneer jy weet jy moet beweeg, maar jy's nog nie heeltemal daar nie, maar jy het al verlaat, maar jy's nog nie terug nie. Die woord daarvoor is liminale spasie, of in Engels liminal space. En liminal space word as volg beskryf. The word liminal comes from the Latin word limen, which means threshold. To be in a liminal space means to be on the precipice of something new, but quite not there yet. Jy's op die plek, maar jy's nog nie heeltemal daar nie. Daar's 3 tipes liminale ruimtes wat onderskei word. Die eerste is die fisiese ruimtes. Dis byvoorbeeld 'n stel trappe. Wanneer jy op 'n stel trappe begin klim, is jy nie meer onder nie, maar jy's nog nie bo nie. Of wanneer jy in 'n vliegtuig is, jy het verlaat, maar jy het nog nie geland nie. Dis amper asof jy in die middel hang. Of wat as jy deur 'n deur stap? Jy's nog nie aan die ander kant nie, jy's nog in die middel. Hierdie fisiese tussenin ruimtes ken ons al te goed. Jy beleef dit elke dag, nê? En die fisiese ruimtes is wel die basiese en miskien die mees fundamentele deel van wat ons fisies beleef ook rondom liminale ruimtes, maar die interessante is, wanneer ek en jy tussen die 2 ruimtes bly, dan gaan dit verskriklik ongemaklik raak. En daarom is dit juis in die fisiese liminale ruimtes waarin ek en jy weet, ons moet oorgaan na die volgende toe. Ek kan nie bly waar ek is nie. Die tweede is die emosionele liminale ruimtes. Daai ruimtes van oorgang wat vir ons regtig vreemd en moeilik is. Dink byvoorbeeld aan die einde van 'n werksgeleentheid by 'n plek. Wanneer dit geëindig het, dit kan skielik wees of dit kon met tyd gekom het. Of die bekendmaking van 'n siektestoestand wat 'n totale nuwe fase in jou lewe aankondig. Die einde van 'n verhouding of die afsterwe van 'n geliefde. Al daai ruimtes het baie emosionele belading om dit, en die ruimte op sigself maak dit nie so moeilik as wat die oomblik wat gebeur het nie, as jou belewenis daarvan nie. Natuurlik is daar ook positiewe emosionele liminale ruimtes, soos byvoorbeeld wanneer jy iets bereik het, 'n doelwit bereik het, jy die graad gekry, of die kwalifikasie gekry, of vir die matriek op hierdie oomblik, jy het dit bereik, jy het jou matriek klaar geskryf, en nou is dit klaar, maar die nuwe het nog nie begin nie, en nou is ek half hier in die oomblik tussenin. Aan die moeilike kant van die emosionele liminale ruimte sal die mense sê, maar ek het dit beleef as 'n einde, en ek wag op 'n nuut, maar ek weet nie wat om nou te doen nie. Dit is vir sommige so intens, dat die liminale ruimtes 'n lyn in die sand van hulle lewe word. Hulle sal praat van die tyd voor en die tyd na. Toe daai een nog geleef het, en nou, hoe dit nou is.
toe daai verhouding nog bestaan het en nou verwys ek daarna met 'n ander woord of 'n alfabetletter en hoe dit nou is. Die emosionele liminale ruimte is intens. En die voor en die na gebeure daarvan bly ons vir baie lank by. Maar dan is daar ook hierdie metaforiese liminale ruimtes. Dis basies kan ons beskryf as wanneer jy 'n keuse moet maak maar nog nie uitgeoefen het nie. Jy weet jy moet dit doen, maar jy het dit nog nie gedoen nie. En terwyl jy tussenin is, wonder jy, is jy onseker, weet jy nie hoe dit gaan wees nie, totdat jy besluit het, totdat jy gekies het, totdat jy die kruisie getrek het en gesê het, wel, dis waarvoor ek staan, dan gebeur daar iets. Vir sommige kan dit die bekendmaking van inligting wees, of van iets wat gebeur het, 'n belydenis wees. Wanneer jy dit gedoen het, dan is dit daai, goed, ek is nou daar, nou kan ek daarmee deel. Maar terwyl dit nog nie gebeur het nie, het jy hierdie oomblikke van ongemak. Liminale ruimtes bring presies dit. Ongemak, onsekerheid en ja, selfs by tye angs. En die vraag is natuurlik, as dit 'n gegewe vir ons almal is, hoe hanteer ons dit? Hoe moet ons dit hanteer? Wanneer ek tussen gister en môre myself bevind. Israel beskryf dit eintlik vir ons so goed. In Eksodus 14, en ek lees vir ons vanaf vers 1, ek lees uit die 83 vertaling. Die Here het vir Moses gesê, beveel die Israeliete om weg te draai en kamp op te slaan naby Pi-Hagirot, tussen Migdol en die see. Reg oor Baal se foon, by die see moet julle kamp opslaan. Dan sal die farao dink die Israeliete het verdwaal en is deur die woestyn vasgekeer. Ek sal die farao weer koppig maak, sodat hy julle agtervolg, en ek sal my mag laat geld teen hom en sy leer. Dan sal Egipte besef dat ek die Here is. Die Israeliete het die bevele uitgevoer. Toe die koning van Egipte die berig gekry het dat die volk vergoed weg is, het sy houding en die van sy amptenare teenoor die Israeliete verander. Die Egiptenaars het gesê, wat het ons aangevang dat ons die Israeliete laat trek het? Nou is ons hulle diens kwyt. Die farao het sy strydwa laat inspan en sy leer saam met hom gevat. Hy het sy 600 beste strydwaans gevat, as ook al die ander Egiptiese strydwaans, elkeen met sy bemanning van 3. Die Here het die farao, die koning van Egipte, koppig gemaak, sodat hy die Israeliete agtervolg het. Maar die Israeliete het onder die beskerming van God verder getrek. Die Egiptenaars het hulle agtervolg, en al die strydwaans van die farao met bemanning en leermagte het hulle ingehaal, terwyl hulle besig was om by die see kamp op te slaan, dan by Pi-Hagirot, reg oor Baal se foon. En toe die farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe nie? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, sodat ons vir die Egiptenaars kan werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het vir die volk geantwoord, moenie bang wees nie, staan vas en kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Hier in die woestyn beleef Israel hulle self verseker in 'n liminale ruimte. Die bekende van die Egipte is verby. Daai plek wat vir hulle haaglik was, daai plek van slawerny, daai plek wat hulle uitgeroep het, Here, sien ons raak, Here, red ons. En voor hulle, die see. So tussen die kwaai farao wat van agteraf met al daai strydwaans en al daai mense op hulle afstorm en die waters van die diep blou see voor hulle, in hierdie ruimte van onsekerheid, en sien ons iets van Israel se optrede wat so bekend aan jou en my is. Maar sien, onmiddellik is hulle eerste reaksie om vir Moses te blameer, so hulle blameer 'n ander persoon, wat hulle so voor dankbaar was wat hulle uitgelei het, so dis iemand anders wat die verantwoordelikheid vat, en dan tweedens, hulle gryp terug na die verlede toe. Hulle kyk terug. Dit is so eie aan ons om terug te kyk. Jare later sal wyse oupa Salem oor die volgende in die Prediker skryf.
Prediker 7 vers 10. Moenie sê in die ou dae was dit beter as nou nie. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Dit gebeur so in ons lewe. Wanneer jy in hierdie ongemaklike ruimte kom, hierdie ruimte van nie weet wat wag nie, dat jy terug verlang na die verlede. Jy gryp terug na 'n idealistiese verlede wat nie bestaan het nie. Was nie so perfek nie. Was nie so ideaal nie. Maar jy verlang daarna toe, want so is dit waarskynlik ook in ons lewe. Ek weet nie of ek genoeg hulpbronne het om die onbekende van die toekoms in die oë te staar nie, om dit te kan hanteer nie. Ek is nie seker of ek okay kan wees in die onbekende van die toekoms nie. Israel hoor by Moses baie wyse raad. En wat sê Moses vir hulle? Stop. Dink. Luister. Stop. Bly julle maar kalm. Die Here wat julle van daar af tot hier gebring het, sal vir julle veg. Hy is ook die Here wat van hier af vir julle die toekoms in gaan vat. Die Here wat jou tot hier toe gedra het, is nie die Here wat nou gaan stop nie. Dis nie asof die krisis of die ongemak of die tragedie selfs wat jou nou getref het, maak dat hy ver af staan of op 'n afstand is nie. Asof jy gekil is en tot hier toe gedink het, maar ek is naby aan hom, ek is sy geliefde en skielik is hy weg en nou gee hy niks meer om vir my nie. Hy staan op hierdie ver afstand en hy loer nou, hy kyk soos Tannie Bette Midler sou sing from a distance nie. Nee, bly kalm. En die kalm is om tot bedaring te kom. My emosies wat soms my op en af hardloop. Daar word gesê dat die rede hoekom daar gereken word, ons moet tot 10 tel wanneer jy in 'n oomblik van onsekerheid is regtig om jou vanuit daai plek van emosie te bring na 'n kognitiewe realiteit. Om te begin dink, intellektueel wakker te wees. Te besef, hoorie, maar rasioneel, wat gaan hier aan? En ek doen dit deur te tel. Moses sê, wees kalm, die Here sal vir julle veg. Plaas julle vertroue op hom. Stop, dink en onthou. Onthou die Here toe, die Here nou is die Here wat sal wees. En Israel sou later besef, dat daai oomblik van onsekerheid, waarin Moses nie net 'n geloofsverklaring maak nie, maar 'n gehoorsaamheidsverklaring, want die Here het ons tot hier toe gelei, die Here gaan ons ook nou lei. Israel sou die mense van die uittog word, die exodus, die uittog, die mense van die weg, uit slawerny uit. Hulle sou beleef hoe die Here hulle lei, ook in die onbekende van die woestyn. So die eerste belangrike in die liminale spasie, is pas op vir 'n teruggryp na die verlede, na gister. Die ander kant daarvan is natuurlik die teenkant, die fokus so op die môre, dat ek die oomblik nou hier verloor. Jakobus vertel ons daarvan. Jakobus skryf vir Christene, vir gelowiges wat versprei is. Die Griekse woord daar is diaspora. Hulle is oral oor versprei. Die vervolging het uitgebreek en hulle is almal in die onbekende ruimtes. Hulle is verwyder van die plek van herkoms of van oorkoms van waar hulle vandaan kom. Versprei die wêreld vol. En daar sê Jakobus in hoofstuk 4 vir hulle, hoorie, maar julle moet nie sê julle moet hierdie doen en daardie doen nie, want ons sien dat die gelowiges so besig is om teen 'n spoed te beweeg en hulle eie kontekste, hulle eie plannetjies te begin maak. Hulle het vergeet wie hulle is. Hulle het vergeet hoe lyk 'n wyse lewe. 'n Lewe wat toegewy is aan die Here. 'n Lewe waar jy let op wat jy sê en eerder luister. 'n Lewe waar geloof in aksie oorgaan, ongeag en te midde van elke omstandigheid waar jy jouself in kan bevind. 'n Lewe waarin jy vir die Here kan vra vir wysheid in elke plek, in elke besluit wat jy jouself in mag bevind. Dan skryf hy vir hulle daar in hoofstuk 4. Moenie sê julle gaan dit of dat nie. 4 vers 15 sê, julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Wat doen Jakobus? Vir gelowiges wat versprei is, waarin die kontekste van elkeen verskil, waarin die besluite van elkeen verskil, roep hy hulle almal saam om stadiger te stap, om te stop, te dink en te onthou. Om nie so vinnig te sê, ek gaan dit en ek gaan dat nie. Ons is ook mense wat mal is oor plannetjies maak, oor planne maak, oor droom, oor besluit. Wil jy 'n ideale situasie, jy beplan 'n funksie. Kom ons vat iets wat ek gereeld beleef. Jy beplan jou troudag.
In jou gedagtes toe jy begin beplan het jy 'n prentjie gehad van hoe die blomme sal lyk, hoe die omgewing sal lyk, hoe die mense gaan optree, hoe die weer gaan wees. Hierdie perfekte ideale prent, hierdie foto. En dan kom al die veranderlikes en die gebeurlikhede. En na mate jy nader aan die dag kom al hierdie onvoorsiene uitdagings en ook geleenthede. En as die dag kom, word jy wakker en wat jy gedink het 'n somersdag sou wees of 'n sonskyndag sou wees. En hier in Afrika kan die son maar so mooi skyn. En skielik 'n bewolkte, mistroostige dag geword. Of reënerig of daar's wind of iets het gebeur en die situasie het verander. En skielik is dit wat jy gedink het dit sou wees, presies nie dit nie. Wat maak jy wanneer jy beplan? Jakobus sê wag net. Moenie so beplan dat jy so seker is dat jy gaan sê ek gaan dit of dat doen nie. Want een ding kan ons weet oor die onverwagse, dit gaan gebeur. Dinge gaan verander. Dinge kan jou onkant vang. Wat maak ek dan? Ek leef nou al reeds met die nie weet wat voor lê nie, met die woorde DV, of soos die Latyns dit sou sê, Deo violente. Ek leef met die as die Here wil. So ek leef met 'n afhanklikheid. Want net soos wat ek moet besef, soos wat Israel moet wees, ek moet kalm wees, ek moet op die Here vertrou. Kom sê hierdie situasie in Jakobus net so. Onthou wie die Here is. Verklaar jou afhanklikheid van hom. Erken jy het hom nodig in hierdie situasie en ook in die onbekende wat wag. Here, as U wil. Want uiteindelik is die toekoms nie in jou hande nie. Nie in my hande nie. En is dit nie wat ons kan sê, dank die Here, dis nie in ons hande nie. Dis in syne. En omdat dit in syne is, kan ek stop. Kan ek dink. Kan ek onthou. Een van die mees baie praktiese maniere van om hierdie onbekende ruimte te hanteer, sien ons in die boek van Joshua. Jy weet dit, net soos, dis 'n baie bekende toneel. Joshua is voor die Jordaan, voor hulle die beloofde land. Gaan hulle die beloofde land ingaan of gaan hulle terugkeer? En as ek en jy in Numeri gaan lees, gaan ons sien dat dit net Joshua en Caleb was wat gesê het, ons moet gaan. Die geleenthede is baie. En die 10 ander het sê, nee, maar dit is verskriklik. En hulle het al hierdie drogbeelde geskep. Wat sê die Here vir Joshua, wanneer hy homself tussen gister en môre bevind? Kom ons lees saam met Joshua 1 uit. Vers 6. Wees sterk, wees vasberade. Want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag. Sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Wat hoor Joshua? Staan vas. Stop. Staan vas. Wees sterk, krag in die Here. Wat sê Paulus later, eeue later aan die gemeente in Efese? Hy skryf hulle dan hoofstuk 6. Soek julle krag, vers 10, in die Here en in sy groot mag. Soek julle krag in die Here en sy groot mag. As Joshua hoor wees sterk, dan is dit nie Joshua jy is nie. Dan is dit wees sterk in jou geloof, wees sterk in jou vertroue, wees sterk in jou toewyding, wees sterk in jou gehoorsaamheid en in jou uitvoering van my wet. Wees vasberade, wees beslis, bly gefokus, ongeag die gebeurlikhede wat verander, ongeag die geleenthede wat verander, ongeag die ruimtes wat verander. Hou die woord as die rigsnoer in jou lewe. Leef dit uit, oordink dit en pas dit toe. En wees veral sterk in die uitvoering daarvan, in jou gehoorsaamheid aan my. So die vraag sal vandag wees, in watter ruimte is jy? Waar bevind jy jou? Is dit dalk 'n fisiese oorgangsspasie, 'n ruimte van onbekendheid waarin jy jouself mag bevind? Dalk is jy op pad om te trek, so jy's in die inpakproses. Dalk het jy aangekom in 'n vreemde ruimte en jy moet die mense leer ken. En dalk is daar 'n emosionele
liminale ruimte. Iets het gebeur. Iets is verby. Dit is nou wat dit is en jy moet hierdie nuwe situasie aanvaar. Jy moet dit erken as dit is nou deel van my storie, wat ook al gebeur het, is ook nou deel van my storie. Ek weet nie wat die Here hiermee kan en wil doen nie, ek weet nie wat voor lê nie, maar my ruimte het verander en dit is dalk erg, dis dalk seer, dis dalk onbekend, ongemaklik. Of dalk is jy op 'n plek van ek moet 'n besluit neem. Ek weet ek moet, maar ek is bang om dit te doen. So ek hou terug. Ek gryp amper terug na die onbekende na die bekende, want dit wat onbekend is, ek weet nie of ek dit kan maak nie. Ek weet nie of ek genoeg bronne het in myself om dit te kan doen nie. Wel, hoor die woord van die Here vandag. Wees kalm. Vertrou op die Here. Hy wat jou gedra het tot nou toe, sal jou dra. Tussen gister en môre het ons net vandag, hierdie oomblik, so wees hier teenwoordig. Moenie laat jou gedagtes met jou hardloop nie, neem hulle gevang en bring hulle ondergeskik aan die Here. Moenie laat jou emosies so warboel met jou speel, dat jy later uit beheer uitvoel en dan iets anders moet gebruik om te kalmeer of om op 'n manier te ontvlug nie. Wees teenwoordig. Wees hier. Moenie so jaag soos Jakobus na iets anders nie, want wat lyk na groener weivelde is nie noodwendig groener nie. Moenie jaag na die volgende geleentheid sonder om te stop, te dink en te onthou nie. Wees wys, wees kalm. Moenie jaag na 'n volgende verhouding toe om te ontvlug uit die seer van nou nie. Stop, dink en onthou. En wanneer ek en jy by 'n geleentheid staan en jy weet die Here lei jou daarheen, maar jy verlang eerder na die bekende ongemak van die verlede, wat jy probeer om op 'n manier beter te sien, want dit help jou om na môre toe te beweeg so half asof vanuit gister. Hoor mooi die woord van die Here vir jou. Wees sterk, wees vasberade. Wees sterk in die Here. Wees soos Paulus sterk. Wanneer ek swak is ek sterk, want my vertroue is in hom. Sy krag kom juis tot werking wanneer ek swak is. Herken jou afhanklikheid van die eerste plek van 'n beweging uit. Die ongemak van die liminale ruimte is die erkenning van waar ek nou is. Die erkenning van wie God is. Ja, ons almal staan vandag ergens op 'n plek tussen gister en môre. En die Here sê, bly kalm. Die Here sal vir jou veg. Hou net aan hom vas. Amen. Here, dankie dat u woord so tydloos is. Dit is eintlik merkwaardig as ons na ons wêreld kyk en ons sien die hele tyd die fases van oorgang. Soos die brûe, Here, wat ons van een plek na 'n ander plek toe neem. Ons ry gereeld daaroor. Soms stap ons daaroor. Dankie dat u ons vandag kom help. Deur u woord, deur die leiding van die Gees, deur die wysheid van die woord, om met die nodige wysheid, die nodige bewustheid, ook in die ruimte te wees waar ons nou is. Te weet dat u is wie u is, te weet dat u reeds by môre is, u wat gister by ons was, en die een is wat ons nooi na die onbekende toekoms toe, maar Here, met die vaste wete dat u wat ons tot nou toe gedra het, ons hier ook sal dra, hierin ook sal lei. Here, daar is van ons wat in 'n baie seer liminale ruimte nou is. Afskeid van 'n geliefde, van 'n droom, van 'n werksgeleentheid, van 'n ideale storie van 'n bepaalde verhouding wat ek dalk gehad het, wat ek rou en wat vir my seer is, na die onbekende van môre, wat wag. Miskien, Here, die hartseer van teleurstelling, van dit wat ek verwag het, dit sou wees wat dit nie was nie, en om steeds op u te vertrou vir die môre, wat ek nie weet wat kom nie. En Here, soms voel ons ongemaklik of selfs magteloos. Wil jy ons asseblief kom help? Kom vertroos. En kom herinner, u is die Here van gister, van môre, maar ook van vandag, van hierdie oomblik. Bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.
As kerk het ons regtig die voorreg om ook by mense te mag wees en te kan wees in hulle liminale ruimtes. As jy dink aan die liminale ruimte van die oorgang van ongeloof na gelowige toe, die ongemaklike ruimtes, liminale ruimtes van emosionele versorging of van fisiese nood, wat dit ook al is, ons het regtig die voorreg om daar te mag wees, om te kan intree tot daai spasie. Jou bydrae maak dit moontlik. Kom ons gee daarom vandag ook in die ruimte van afhanklikheid van die Here. Die Here wat tot hiertoe voorsien het, wat ook sal voorsien wanneer ons hierdie weggee in die onbekende van môre. Kom ons gee met 'n ruim hart. Wanneer ek en jy hierdie wêreld ingaan, is dit dieselfde Here wat die tydlose waarheid vir jou en my sê. Dieselfde Here wat ons seën met sy genade, met sy liefde, met sy sorg en sy teenwoordigheid. Wat sê ek's met jou al die dae totdat Jesus weer kom. Amen. Amen. As jy al gebed nodig het, stuur asseblief vir ons jou versoek. Ons sal saam met jou bid. As jy al sorg nodig het, stuur asseblief jou inligting. Ons sal saam met jou hierdie pad stap. Mooi bly, mooi week vir jou. Goeiemôre Caleb Tweens, welkom by ons Tweens channel. En soos julle weet is ons eerste program die Do It and Prove It program. Vandag se eksperiment is baie interessant. Ons gaan 'n bietjie kyk hoe ons met ander kan deel. Geniet dit. Baie welkom by ons Do It and Prove It program en soos julle weet is hier altyd pret in hierdie lab. Nou Ronel, ek het iets baie lekkers gesien. Het jy dit ook gesien? Ek ook. Hier's 'n paar kinders en ons het vir hulle 'n verrassing. En ek dink ons moet gaan kyk wat gaan hulle met hierdie verrassing doen. En die ergste van alles is hulle weet nie wat gaan gebeur. Hulle weet nie wat gaan gebeur nie, maar ons weet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yay! Hoe weet jy dit? Okay, kom ek deel om in die helfte dan. Wat ek stuk wil jy hê dan? Ek sê maar daai stuk wat dis hy. Dankie Liam. Wow, ek hoop julle het ook nou die beginsel van deel bietjie beter verstaan. So kom ons gaan weer oor na ons lekker program Wie sê wat. Goeiedag en baie welkom by ons game show Wie sê wat. Ons is in week 2 van ons 4-week kompetisie waar ons 'n Bybel vasvra hou en vir kinders die geleentheid gee om die antwoorde vir ons te gee. Vandag het ons 2 nuwe deelnemers hierso wat die dames en die manne kom verteenwoordig. Stel julleself 'n bietjie aan die kykers by die huis voor en vertel sommer ietsie interessant van jouself. Dankie Michelle. Hallo julle, ek is Esel Mariet Vermaak en ek love fotografie. Ek het nou onlangs my eie besigheid begin in boomfotografie. Ek neem groot bome af, klein bome af, groen bome, bome met blomme, bome sonder blomme. Maar weet julle wat geniet ek die meeste? In die golden hour, nee, as jy daai bome se kontours net so mooi kan vasvang. Dankie Michelle, ek's bly om hier te wees en ek sien uit om deel te neem. Wonderlik. En ons mans deelnemer vir die dag. Hallo julle, ek is Aman en ek is 'n game developer daar van die Kaapstad. Ons is tans besig met hierdie baie interessante game. Kan nie wag om dit te launch nie. Maar vir nou is ek baie excited om hier deel te neem. Dink ons gaan goed doen. Dis sy kykers by die huis, daar het julle dit. Ons 2 deelnemers vir vandag. Onthou, julle kan ook saam speel.
So gryp jou Bybel nader, maak seker daai vingertjies van jou kan vinnig beweeg en ons kyk of julle of hierdie deelnemers die vinnigste by die antwoorde kan uitkom. Nou Isalmarie, kies jy vir ons vandag die kind wat ons kompetisie aan gaan deelneem? Dankie Michelle. Ek dink ek gaan hou by die dames en ek kies vir Johanna. Dit lyk of sy ook van bome hou. Dis sy Johanna. Stel jouself bietjie voor en vertel vir ons van jouself. Hoi, ek is Johanna en ek hou van sport en kultuur. Byvoorbeeld hokkie, netbal, teken, dans en sing. Nou, ons is so opgewonde om te speel. Ons praat vandag oor vriende en vriende wat deel wat in hulle harte aangaan. Ons kyk na die vers uit Johannes 15 vers 15. Daar staan: "Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend maak." Hier is die vraag: Johanna, waar of vals? Jesus praat hier met sy disippels as sy vriende. Isalmarie, wat dink jy gaan haar antwoord wees? Ek dink sy gaan sê waar. Goed, en Ayman? Hier is moeilik een, maar ek dink sy gaan sê vals, ja. Nou kom ons hoor. Johanna, wat is jou antwoord? Waar of vals? Dit is inderdaad waar. En daar vang die dames op met julle punte. Askies manne, volgende keer Peter. Nou kom ons by ons tweede vraag. Wie ook al hierdie volgende vraag reg het, deelnemers, kykers by die huis, kry 'n bonuspunt. Johanna, kan jy aan ons kykers verduidelik wat die teksvers beteken? Ayman, wat sê jy gaan haar antwoord wees? Jong, ek dink sy kan sê wat waar gaan. Ek dink so, ja. Michelle, ek stem saam. Ek is positief dat Johanna hierdie gaan regkry. Ja. Nou goed, Johanna, kom ons hoor. Kan jy aan die kykers by die huis en aan ons deelnemers verduidelik wat hierdie teksvers beteken? Dit beteken dat Jesus graag met sy disippels, vriende en mense gedeel het wat God aan hom bekend gemaak het. Wow, al twee spanne kry bonuspunte, wonderlik. Ek hoop julle kykers by die huis het dit ook reg geraai. Nou vir ons 1 minuut Rubik's Cube skommel. Deelnemers, vir 1 punt. Dink julle Johanna gaan hierdie Rubik's Cube in 1 minuut kan skommel? Isalmarie? Nee, sorry, ek dink die tyd wat jy gegee het dis net 'n min. Ek gaan dit nie regkry nie. Nee. Jong, julle 60 sekondes. Dit klink baie challenging, maar ek het baie vertroue. Ek dink sy gaan dit kan doen. Nou kom ons kyk. Sit die klok op 1 minuut. Johanna, kom ons kyk of jy dit kan doen. En stop! Daar het julle dit nou. 1 minuut is verby. Goed gedoen. Manspan, ongelukkig het julle dit nou nie reg gekry nie. Johanna, so dankie vir jou deelname vandag en Isalmarie, ons wenner vir hierdie episode. Wonderlik, wonderlik baie geluk. Dankie Michelle. Dankie Tannie Michelle en totsiens Skylab Kids. Dis hy Skylab Twins. Ek is so bly julle neem deel en julle luister vandag saam na ons boodskap. So wat beteken vandag se teksvers regtig vir ons? Johannes 15 vers 15 wat sê: "Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het." Ons lees raak dat Jesus se vriende geweet het wat in sy hart aangaan en dat hy ook wil hê ons moet weet en dit met hom deel wat in ons harte aangaan. Wat ek wil hê julle vandag in julle harte moet beleef en wat julle van julle harte af moet kry en wat julle met Jesus moet deel,
is dat deur die hele tyd wat Jesus op die aarde was, het hy vir ons met mooi voorbeelde gewys hoe dit lyk om dit wat God aan hom bekend gemaak het, met ander te deel. Al die goeie nuus, die Bybelse waarhede, die liefde, het hy sonder skroom uitgedeel aan sy naaste vriende, maar ook aan onbekendes. Hy het gewys wat dit regtig is om vir jou naaste lief te wees. Great Caleb Tweens, ons daag julle uit om ook in die week wat kom met die goeie nuus van Jesus rond te loop en dit te deel met jou vriende, maar ook met die mense buite jou vriendekring. Ek hoop julle neem hierdie challenge op en dan sien ons julle volgende week. So daar's hy nou, waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Caleb Tweens gaan maak julle harte vol van Jesus en gaan deel die goeie nuus met die wêreld. Tot volgende keer.